tema van môre is die 9 gawes van die Heilige Gees en ek wil hê saam met my lees uit 1 Korintiërs 12 vers 7. Hy sê vir ons, maar aan elke een, luister mooi wat sê die woord, elke een. As hy sê elke een, dan praat hy van almal van ons. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat nuttig is, nee. Met die oog op wat nuttig is. Wat beteken hierdie van ons? Dit beteken dat die woord van God sê, aan elke een van ons, wat hier is vanmôre, elke een wat op hierdie aarde loop, die Gees is daar vir jou ook. Ons is geneig om te dink, of om te verstaan, dat wanneer die Gees in jou woon, dan is dit genoeg. En ek vir jy sê vanmôre, daar's baie meer. Daar's baie meer as dit. En ons gaan vanmôre 'n bietjie dieper kyk daarin. Daar's soveel meer. En ongelukkig is dit net, daar's net een persoon. En dis jy wat kan maak dat jy hierdie gawes ontvang. En ons gaan vanmôre sê, eerstens wil ek eers vanmôre aan die Heilige Gees bietjie die eer gee wat hom toekom. Ons vergeet soms dat die Heilige Gees so bitter belangrik is, né? As ons bid, dan bid ons altyd tot God, ons bid tot Jesus, omdat hy aan die kruis gesterf het vir ons. Maar die Heilige Gees word altyd so effens nagelaat. Stem jy saam met my? En die mense het die persepsie dat God is die hoogste gesag, dan is dit Jesus en dan is dit die Heilige Gees. Kan ek vir jy sê vanmôre? Is al drie op dieselfde vlak. As jy gedink het God is bo in die Heilige Gees, of die Heilige Gees bo in God, of Jesus die hoogste, of hier of daar, jy maak 'n fout. Dis die drie enige God, en ek glo in my hart, dat ons as mens, gee te min eer aan die een, wat het toekom, en dis die Heilige Gees. Ja, Jesus Christus is daar vir ons, maar dat sy woord sê, is dat die dag toe hy opgevaar het in die hemel, het hy gesê, ek stuur vir julle my Gees, ek gaan my Gees hier nalaat, sodat hy julle vertrooster en julle versterker sal wees. Stem jy saam met my? Die Gees is die een wat hopeloos te min eer kry. Baie minder as wat hy verdien. Kan ek vir vanmôre sê, as dit nie vir die Gees was, wat jou oortuig het, dat Jesus Christus leef nie, sou jy dit nie geglo het. Want ek kan vanmôre hier staan met die mooiste ou hempie, die mooiste das, en ek kan vir jou heuning om jou mond smeer en vir jou vertel, en vir jou die mooiste boodskap lees, en ek kan die pastoor wees wat die mooiste kan bid. Beteken niks, as dit nie geïnspireer is deur die Gees. Ek kan vanmôre hier staan kerk, en ek kan my alles gee, as dit nie vir die Gees is, dan is dit niks wat in die gebou sal gebeur. So as jy hier sit in 'n oggend en jy ontvang werklik iets van die Gees en jy voel hoe die trane net oor jou wange loop, is dit nie hierdie ouetjie nie. Moet asseblief nie vir my die eer gee nie. En as jy hiernatoe gekom het vanmôre om my te sien, maak jy fout. Ek is mens, net soos jy. En net kom met jy begeerte, om 'n ontmoeting met jou Maker te hê, en jy gaan dit alleen kry deur die Gees. Nie deur die pastoor, of deur wat ek sê, of die prediking nie, die Gees, en die Gees alleen. Niemand anders as die Gees is die een wat ons oortuig dat Jesus leef. In ons menslike begrip is God een wese en terselfdertyd ook drie onderskeie persone wat in volkome eenheid optree. Dis naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God openbaar homself so in die woord, so aanvaar ons dit sonder dat dit met hierdie verstand ontleed kan word. Ons sien dus drie onderskeie persone, naamlik die Vader, wat in die hemel is, oor almal is, uit wie alles is, wat sy Seun na ons gestuur het. Dit lees ons in Johannes 5:36. Die Seun wat die gestuurde is en onder ons gewoon het as mens, gesterf het, opgestaan het uit die dood, en teruggegaan het as sy Vader.
Dan die Heilige Gees, wat in sy plek na ons gestuur is, om in ons te woon, ons te vertroos, en ons te leer en te herinner aan die woord wat Jesus Christus vir ons gegee het. Die drie-eenheid van God is bo kan die verstand, en kan nie ontleed word. Dit moet net aanvaar word, en dis die Gees van God wat ons hierdie laat aanvaar. Terwyl ons dit in verwondering mag bedink, en om daaraan aan God al die eer te gee, deur hom te verheerlik. Nou dat ons so effens geraak het aan die drie-eenheid, en die belangrikheid van die Heilige Gees, en dit dalk bietjie beter verstaan, wil ek terugkom by ons tema, maar eers wil ek vir u duidelikheid gee oor die verskil tussen die doop en die vervulling van die Heilige Gees. En die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, as jy kan onthou, wie van jy kan onthou die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, en as iemand sit hier wat nog nie sy hart vir die Here gegee het, wil ek jou bemoedig om dit te doen, asseblief, moenie verder tyd mors nie. Bekeer jou tot God, en gee jou hart vir die Here, want die oomblik as jy dit doen, kom maak die Gees woning in jou hart, want jy maak jou hart oop vir God, en dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in jou hart. Beteken dit ek is vervul met die Heilige Gees nou? Ek is vervul met die gawes van die Heilige Gees? Nee. Jy moet vra daarvoor. En dan verder is die Gees die een wat besluit watter een van die gawes tot jou as mens gebied word of gegee sal word. En ons gaan verder sien dat dit nie iets is wat jy kan koop of kan verdien nie. Ek wil sê elkeen van ons wat in sy hart vir die Here gegee het, homself of haarself tot bekering gebring het in Christus Jesus, ontvang outomaties die Heilige Gees. Dis vir jou gelos. Ontvang die Gees die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee. Soos die dag toe Jesus deur die water gedoop was, het die Gees van God op hom neergedaal in die vorm van 'n duif. Nou kom ons gesels bietjie oor die 9 gawes van die Heilige Gees. Nommer 1 is om in tale te kan praat of in tale te kan bid. Nommer 2 is die uitleg te kan gee van daardie tale. Die gawe van profesie, en daar is natuurlik 'n verskil tussen profesie en profete. Baie mense het 'n wanpersepsie daarvan, jy dink om profesie te lewer, moet ek 'n profeet wees. Nee. Daar is 'n groot verskil. Die woorde van kennis is dan in nommer 4, nommer 5 is die woorde van wysheid, nommer 6 is die onderskeiding van geeste. Dan is dit 'n bonatuurlike geloof, gesondmaking of genesing en die werking van wonderwerke. Hierdie is die 9 gawes wat in die liggaam van Christus werk. Behoort te werk, hè? Nou sê gou vir my, wie van die wat hier sit, het een van hierdie gawes ontvang? Steek vir my hand op. Kan jy sien? Hoekom nie? Hoekom nie? Want ons het nie gebid vir die Here gesê, Here, ek het 'n begeerte om gevul te word deur die Heilige Gees, sodat ek 'n verskil kan maak in die koninkryk van God nie, want hierdie gawes is nie tot my en u voordeel nie, dis tot stigting van ander. Dit is belangrik dat ons dit verstaan, dat ons dit weet. Met ander woorde, kerk, kom ek vra vir u vanmôre gou. As hier in hierdie ou klein gemeentjie mense inkom, 'n ry vol mense wat siek is, mense wat in rolstoele sit, en jy word hande opgelê, en hulle staan op, en hulle loop uit hierdie kerk uit, hulle loop uit hierdie liggaam van Christus uit, gesond. Wat gaan volgende Sondag gebeur in hierdie gemeente? Hy gaan uit sy nate uitbars. Hoekom? Omdat die krag van God in hierdie gemeente gesien kan word. En waar lê die krag van God? By u en by my. Nie by hierdie ouetjie wat hier voor staan en op en af spring en sê, ek wil hê jy moet die hemel maak nie, los jou sonde en gaan na die Here toe nie. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. En wanneer u en ek vanmôre hier kan sit, en ons is definitief meer as 9 mense. As elke een van, as jy net 9 mense is, wat elke een kan beskik oor een van hierdie gawes. Man, ons sal hierdie wêreld op sy kop keer. Maar ons het nie meer daai begeerte om dit te doen.
gaan nie op my knie in my binnekamer en sê, Here, ek smag na een van hierdie gawes. Ek gee nie om watter een dit is. Gee vir my hierdie gawe, Here, nie sodat ek in die kerk kan staan en in tale kan praat en almal kan kyk en sê, wow, hierdie persoon praat in tale nie. Nee, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die stigting van die kerk van die Here Jesus Christus. Die stigting van die liggaam van Jesus. Daarom is dit belangrik dat ons dit weet, dat ons verstaan waaroor gaan hierdie gawes. Gaan nie oor u en oor my nie. As jy so dink, dan gaan jy dit in elk geval nie ontvang nie. En in hierdie 9 gawes kan ons dit weer opdeel in 3 groepe, die volgende groepe. En dan die eerste of van hierdie gawes is wat vir ons iets sê. En die ander gawes is wat vir ons iets openbaar, en die ander gawes is wat vir ons iets doen. Nou geestelike gawes en manifestasies van die Heilige Gees is 'n gawe, en dit behoort aan die kerk. En dit is 'n bonatuurlike manifestasie van die Heilige Gees en word gemanifesteer deur geesgevulde gelowiges. Nou hier kom die kers, broer en suster. As jy enige ongeruimdhede in jou hart het, moenie verwag dat die Gees jou gaan bless met 'n gift. You need to be clean. Jy moet skoon voor God staan. En ek sê nie sondevry nie, of sondeloos nie, want jy kan dit nie wees nie. Maar ek sê vanmôre, as daar iets is wat jy weet, nie hoort in jou lewe, en ek klaar daarmee, sodat jy voor God kan staan en sê, Here, als wat ek in my hart van weet, wat nie in lyn was met die woord van God, het ek uit my lewe uit. As daar nog iets is, Here, help my, identifiseer dit aan my gees van God, want is die gees wat dit alles doen. Kan ons sien hoe belangrik is die gees vir ons? As dit nie vir die gees was nie, sou jy nie eens geweet het dat jy iets verkeerd doen nie. Maar ek kan onthou toe ek 'n klein chokkertjie was, ons het nie ryk groot geword nie, ons was arm blankes geweest. Ek is nie skaam om te sê nie, maar dan stuur my ma vir my om vir haar pakkie sigarette te gaan koop, sy Chesterfield geroep daai dag. So ek gaan af by die woonstel en dan kom ek daar by die Griek en dan koop ek daar, en loop ek aan die rak en dan koop ek vir my chocolate. Ek mag nie, dan koop ek vir my chocolate. Samurai pakkie sigarette. Maar eerder ek verorber daai chocolate behoorlik met 'n krag voor ek by daai trappe opkom en ek maak seker my hond is skoon. En as daar iets wat vir jou sê, jy doen verkeerd. Dit is die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees. As dit nie vir die Heilige Gees is, wat jou vermaan, dink bietjie mooi, kom ons wees eerlik vanmôre, as jy iets doen, wat jy nie behoort te doen, is daar altyd daai iets wat vir jou sê, ek behoort nie te doen. Nou daai iets het 'n naam, en sy naam is die Heilige Gees. En as dit nie vir die Gees van God was, die kerk van die Here, was ons verlore. Ja, ons het Jesus Christus so nodig, want as dit nie vir Jesus was nie, kon ons nie die hemel maak nie. Maak jy wat? Want die Gees van God is die een wat so saam met ons. Daarom is dit belangrik dat jy die Gees in jou hart nie onderdruk. Oomblik wanneer jy begin met goed wat jy nie hoort te doen nie, beteken dat jy onderdruk die Gees. Jy onderdruk hom. Wanneer jy die Gees onderdruk, wat gebeur? Hy raak stil. Hy raak stil. Die woord van God leer ons dat ons nie een van hierdie 9 gawes besit nie, maar dit manifesteer op enige individu wat die Gees kan kies vir 'n bepaalde tyd of doel volgens die wil van die Gees. Jy sal sien, basically al 9 van hierdie gawes manifesteer so. Hulle is daar vir 'n tydelike geskenke of tydelike gawes en niemand kan aanspraak maak op 'n permanente pos of werking van hierdie geskenke of gawes nie. Met ander woorde, as ek vanmôre gebless word deur die Gees om in tale te praat, dan kan ek nie volgende week hier staan en sê, Here, maar waar is my tale nou nie?
Dis my tale, ek wil in tale praat. Nee. Volgende week bless die Here iemand anders nou om in tale te praat en ek gee dalk die uitleg daarvan. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Hierdie 9 gawes is nie te sê hierdie ene is joune, daai ene is joune nie. Môre kry jy weer 'n ander gawe. Dit hang af hoe die Gees die diens wil lei, hoe die Gees die kerk wil stig. Want hy weet, daar's iets belangriker as net om in tale te praat. Want 'n taal behoort 'n uitleg te hê. Want wat help dit, daar's 'n taal en niemand kan dit uitlei nie. Wat help dit vanmôre as die mense hier sit en nie een van julle kan van ek al oppraat nie en ek begin nou en met akala koluma of van ek al op church camina. Halleluja. Jy gaan my nie hoor nie. Jy gaan nie weet wat ek sê nie. Dis so belangrik dit is. Verstaan jy wat ek vir jy sê? Dis so belangrik die Gees van God is. Om hierdie te kan identifiseer en te verstaan tot stigting van die gemeente. Wanneer 'n gelowige hierdie gawe uitoefen, vertoon die Heilige Gees sy krag deur daardie spesifieke persoon. En die Heilige Gees sal homself 'n spesiale manier in daai persoon openbaar soos wat hy wil, nie soos jy wil. Die gawes werk dus deur die geloof en word uit genade gegee en word gegee tot voordeel van ander, nie tot voordeel van myself. Met ander woorde, is nie bedoel vir enige selfverheerliking, maar eerder tot voordeel van ander. Die doel van gawes is om die kerk op te bou, om die kerk te stig. Die Gees manifesteer homself deur die gawes om die kerk op te bou en om die realiteit van God aan ongelowiges te demonstreer. Die gawes en die bedieninge van die gawes van die Heilige Gees se doel is eenheid en liefde vir Christus, as ook die volgende. Nommer 1, om die kerk op te bou, om die kerk aan te wakker, om die kerk op te beer, en om rigting aan die kerk of liggaam van Christus te kan gee. Dit is die middele waardeur die Heilige Gees in die openbaar werk, gedurende byeenkomste van God se mense. Hierdie 9 gawes is werklik effektief en kragtig in die opbou van 'n plaaslike kerk wat bestaan uit gelowiges in Christus Jesus. Help om God se werk te implementeer in die wêreld. Hulle word bestuur deur die lede van die liggaam en nie net leiers, die leiers in die 5voudige bediening nie. Dis wat ek nou vir u gesê het. Word deur u, die liggaam van Christus, bestuur. Dit is vir elke kerk en elke lid van die kerk. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Die Heilige Gees versprei hierdie 9 gawes oor die hele liggaam, soos hy wil. Die gawe op die tyd van nood word oorgedra vir bedieningsdoeleindes. Hierdie gawes behoort aan die kerk en word deur individue gemanifesteer soos die Gees wil. Nie soos die mens wil. En ons moet die volgende verstaan as dit by enige van hierdie 9 gawes van die Gees kom. Hulle word vrylik deur God aan individuele geesgevulde gelowiges gegee. Hulle is nie permanente mantel of op enige persoon, spesifieke persoon nie, maar funksioneer slegs as dit die Gees se wil is vir daardie spesifieke geleentheid. Die gawes werk deur genade en geloof. Hulle is nie gebaseer op volwassenheid in Christus nie. Met ander woorde, ek is nou hierdie volwasse Christen, ek is sommer bokant almal, want ek is nou al vir 20 jaar 'n geredde persoon, ek ken die Bybel van A tot Z, en nou staan ek eerst in lyn vir 'n gawe van die Heilige Gees. Nee. Dis nie wat ek wil en wat ek weet en wat ek wil. Dis wat die Gees besluit om te doen op daai spesifieke oomblik vir daai spesifieke persoon. Onthou mooi, die Gees weet wat hierdie gemeente nodig het om hom te stig en om te bou. En as daar iets is wat iemand moet hoor in hierdie gemeente, wat down and out is,
En iemand staan op en die Here gee vir hom 'n woord en sê, spreek jy in tale en jy sal dit uitlê. Gaan daai boodskap tot stigting van daai persoon. Dit maak dat daai persoon wat miskien op die drempel van selfmoord is, besef, die Here het my nog nie gelos. Die Here het vanmôre vir my persoonlik 'n boodskap gegee deur daardie individu. Geseën deur die Heilige Gees. En ons sit miskien in hierdie gemeente, ons sit miskien in elke kerk, en ons wag vir daai antwoord van God af. Maar ons wag dat God ons uit die hemel uit antwoord. Ja, God doen dit. Maar dis nie hoekom jy nie is nie. Jy is hier om daai antwoord deur die Gees van God aan daai persoon te gee. Die Gees gee gawes soos hy wil, aan wie hy wil en wanneer hy dit wil gee. Dit word verkry deur genade en geloof. Jy kan nie verdien of gekoop word. En die eerste een van hierdie 9 is om in tale te kan praat. En soos ek gesê het, elke een van hierdie gawes is presies dieselfde soos die vorige. Die gawe van tale is een van die 9 gawes van die Gees en is een van die 3 gawes wat iets sê. 1 Korintiërs 14 vers 22 sê die tale is dus 'n teken nie vir die gelowige nie, maar vir die ongelowiges. Die gawe van die Heilige Gees kan slegs verdeel word soos die Heilige Gees wil. Met ander woorde, hierdie gawes kan nie in ons wêreld aan en afgeskakel word. Die gawe van tale is die Gees gegeewe vermoë om tydige geesdriftige geïnspireerde boodskappe van God te ontvang en te kommunikeer vir stigting van die gemeente, vermaning van die gemeente en vertroosting van die liggaam van Christus. In die kerk is daar 'n behoefte dat almal opgebou word. So as ek vanmôre vir u vra, wie van u kan in tale praat? Jy sê vir my ja, en ek sê vir jou trek los. En hier gaan jy. Is dit tale? Want die woord sê word geïnspireer deur die Gees op sy tyd en sy wil. Nie wanneer ek wil. Nie wanneer ek wil. En dan moet daar 'n uitspraak van daai taal is. Iemand moet daai taal kan vertaal. Want as iemand nie daai taal kan vertaal, wat stig dit in hierdie gemeente? As ons nie verstaan wat daai persoon sê. Sê ek vanmôre is iemand opstaan en in tale praat, dis verkeerd? Nee, sê dit nie. Is daar dalk iemand wat daai taal moet vertaal? Maar die Gees onderdruk. Want ek is tog te bang om hier op te staan in my stoel. En 'n sot van myself te maak. Want dis wat die vyand wil hê jy moet doen. Die vyand wil hê, nee, sit, ek kan nie. Ek kan nie dit doen, wat gaan die mense dink? Dit is waar ons probleem lê. Die Gees sal nooit van jou 'n idee maak. Die Gees sal nie maak dat jy as 'n vrou hier voor op die verhoog hardloop en neerslaap met jou rok oor jou kop nie, man. Dis nie van die Gees van God. Die Gees doen nie sulke dinge. Die Gees sal nooit laat jy hier op die grond neerval en almal lag vir jou nie. Dis nie hoe die Gees van God werk. Tale is 'n spesiale gawe wat deur die Heilige Gees gegee word om in 'n aardse of 'n hemelse taal te praat wat nie deur die spreker geleer kan word nie. Hoor mooi. Dis nie iets wat ek kan leer nie. Jy leer dit nie in die skool nie. Jy kan dit ook nie in die universiteit leer nie. Of in die college nie. Ek gee nie om hoe slim is jy of hoeveel grade jy agter jou naam het nie. Dit is iets wat jy nie kan leer nie. Dit is hoekom dit 'n gawe genoem word. Wat op daai oomblik vir jou gegee word. Gelowiges kan die boodskap van God deur 'n onbekende tong of taal ontvang
Luister wat sê. Gelowiges kan hierdie boodskap deur 'n taalvertaling ontvang van wie af? Van God af. Dis direk van God af. Dis nie wat ek geoefen het in die stort vanoggend nie. Jy maak 'n bespotting van God as dit is wat jy doen. Die gawe van tale is beskikbaar vir elke gelowige, hoor hierso. Elke gelowige, wie van u glo in Christus? Dan is die tale vir jou ook. Dan is die tale vir jou ook. Vir elke gelowige. En dit is 'n teken vir ongelowiges dat Jesus lewe. Moenie geïntimideer word deur die teenwoordigheid van ongelowiges in kerkdienste nie. Dis wat ek nou gesê het. Moenie hier sit en dink, weet jy wat, ek gaan eerder nie nou opstaan en iets sê nie. As die Here vir jou 'n boodskap het, luister mooi vandag, kerk van die Here. As jy hier sit en die Heilige Gees sê vir jou, stap daar na Piet toe en sê vir hom, die Here is nog lief vir jou. Het Piet heel waarskynlik gebid en gevra, Here is nie nog lief vir my. En net deur jou gehoorsaamheid aan die Heilige Gees en so toe te stap en te doen wat die Here van jou verwag, verander daai Piet se hele wêreld. Omdat hy weet, my Here het my gebed verhoor en hy het iemand gestuur om na my toe te staan met die antwoord wat ek verwag vir my gegee. Dis hoe die Gees van God werk. So ons moenie geïntimideer word omdat jy bang is wat die ou langs jou gaan sê of gaan doen, want jy onderdruk die Gees. Hier self, baie keer bedroef ons die Heilige Gees deur dit te probeer beheer wat God in hierdie vergadering wil doen. En dan wonder ons hoekom is die kerk so dood. Dis die pastoor se skuld. Hy speel nie meer so lekker musiek. Ons sing nie meer so lekker nie. Dis nie die pastoor se skuld. Ons moet begin die lewe en die krag van die Heilige Gees stir, ons moet dit roer, kerk van die Here, dis wat ons moet doen. Daarom sê ek altyd vir as ons begin met lofprys en aanbidding, is gewoonlik daar wat ons hierdie pot moet roer, sodat ons die Gees aan die kou kan kry. Dis waar jy moet let go and let God have his wonderful way. Jy moet net los, dat die Here en die Gees met jou maak net wat hy wil. Want 'n bespotting van jou sal hy nooit maak. Daarvoor hoef jy nie bang te wees. 1 Korintiërs 14 vers 39 sê, daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word. Soos al 9 gawes is hierdie gawe daar om die kerk te bemoedig om hom in geloof te bearbei, liefde en goeie werk. Die gawe van taal is nie vir persoonlike bevordering nie, maar is bedoel vir die opbouende vermaning en vertroosting van ander. En so is elke een van hierdie gawes, en ek gaan dit elke keer leer, sodat ons dit verstaan. Ons moet tale aanmoedig om in ons kerk te funksioneer, en ons moet nooit toelaat dat ons in God se pad staan ten opsigte van enige gawe. Nie toelaat dat die vyand jou beroof van hierdie gawe. Nommer 2 is die uitleg wat gegee word wanneer daar in tale gespreek word. Dit is ook 'n gawe. Die uitleg van tale is een van die 9 gawes van die Gees, en is een van die 3 gawes wat iets vir ons sê. Hierdie gawe van die Heilige Gees kan slegs gedoen word soos die Heilige Gees wil. Weereens, nie dat ons as mens dit kan aan en afsit soos wat ons wil. Nie dat een van ons kan besluit watter een ons wil hê en wanneer ons dit wil hê. Dit alles bly deur die wil van die Gees. Die gawe van uitleg van tale is die Gees gegewe vermoë om tydige geesdriftige geïnspireerde boodskappe wat van God afkom te ontvang en te kommunikeer tot die kerk. Om die kerk op te bou
'n vertroos. Tale en uitleg van tale is onderling verbind, omdat hierdie manifestasie afhanklik is van die taal wat gepraat word. Wanneer God aan iemand in die vergadering tale gee, sal hy die uitleg van daardie tale gee, sodat die hele gemeente kan verstaan en opgebou word daarmee. Uitleg van tale is 'n spesiale gawe wat die Heilige Gees aan sekere mense gegee word om in 'n bekende taal 'n boodskap wat in tale gegee is te interpreteer. Dus dis niks anders as interpretering. Dis 'n interpretasie van tale wat nie natuurlik aangeleer is nie. Dis nie die vertaling van tale nie, maar eerder die interpretasie van tale gegee die sin van wat in 'n onbekende taal uitgespreek is. Met ander woorde, dis nie 'n taal wat u en ek al ooit gehoor het nie. Dis nie 'n taal wat iewers opgeskryf is in 'n land nie. Soos al 9 gawes is hierdie gawe ook om die kerk aan te moedig, om hom op te bou, geloof en te bearbei, en moed, liefde en goeie werk. Nou kom ons by die gawe van profesie. En ek wil jy met mooi luister, onthou nou elke een van hierdie gawe is tot ons beskikking. Jy kan een of ander tyd een van hierdie gawes ontvang. Die Heilige Gees kan jou op hierdie oomblik bekragtig met een van hierdie 9 gawes. Maar wat gaan jy doen daarmee? Gaan jy dit onderdruk? Of gaan jy dit manifesteer tot stigting van jou gemeente? Die gawe van profesie is een van die 9 gawes van die Gees en is een van die gawes wat ook vir ons iets sê. Hierdie gawe van die Heilige Gees kan ook net gedoen word soos die Heilige Gees wil. So met ander woorde, sy gawes kan nie deur ons aan en afgeskakel word. Die gawe van profesie is ook 'n geesgegewe vermoë wat opbouende vermaning en vertroosting in die liggaam van Christus bou. Gawe van profesie is een van die 3 uitengawes. Met ander woorde, is iets wat vir jou gesê word. Dit verg beide tale en interpretasie van die tale om gelyk te wees aan die gawe van profesie. Nou, hoekom kan ons sê dat profesie opbouing van die gemeente is? Profeteer, profesie. As die Here vir my 'n woord gee en ek kom na jou toe en ek weet absoluut niks van wat in jou lewe aangaan op hierdie oomblik. Die Here maak vir my die gordyn net so skreefie oop en hy wys vir my wat in jou lewe aangaan. En ek kom na jou toe deur die genade van God en deur hierdie gawe van die Gees en ek spreek jou aan en ek sê vir jou, man, weet jy wat die Here sê vir my? Die, daai waarmee jy nou sukkel. Byt net 'n bietjie vas, die Here het vir jou iets in stoor. Wow! Onmiddellik gaan jou mond oop en jy gaan besef, die Here het my nie vergeet nie. Die Here het my nie gelos nie. Al die tye wat ek gebid het tot die Here my kom antwoord. Sê byt net 'n bietjie vas. 'n wil vreemde mens wat jy van geen kant af ken nie, kan na jou toe stap en vir jou hierdie woord van profesie gee. Wat die Here vir jou instoor. Om hierdie gawe te funksioneer met die persoon gered en vervul wees met die Gees van God. Die gawe van profesie is nie bedoel om mense te korrigeer nie, want dit is die rol van 'n profeet. Die Heilige Gees mag 'n persoon gebruik om 'n boodskap aan sy mense in die kerk oor te dra en daardie persoon geïnspireer om op die regte tyd te praat. Die gawe van profesie is nie 'n profetiese gawe in die ware sin van die woord nie en ken dus nie huidige omstandighede of toekomstige gebeure. So wat ek nou net sê, ek ken nie jou huidige omstandighede. Maar die Here gee vir my daai openbaring op daai oomblik. En ek kan jou toe stap en vir jou sê, byt jy net vas. Die daai wat jy nou deurgaan, is net tydelik. Dan is dit iets wat jy met niemand gedeel het nie. Dis dan wat dit tot stigting van die gemeente kom. Dis dan wat dit tot stigting van jou as persoon is wat hierdie boodskap ontvang het deur profesie en die gawe van die Heilige Gees.
Die vierde van hierdie gawe is die woorde van kennis. Die woord van kennis is ook 'n geesgegewe vermoë en geïnspireerde boodskap van God wat hy vir ons gee om te kommunikeer. Ons moet verstaan, God is alwetende. As niks wat hy nie van weet. Hy ken en hy verstaan die verlede, die hede en die toekoms. Dit is God en God alleen wat die openbaarde van hierdie kennis as 'n gawe kan gee. En hy gee hierdie kennis alleenlik in die geesteswêreld. Met ander woorde, God openbaar hierdie kennis aan ons wat ons op die enige gegee tydstip moet weet. So op daai oomblik openbaar die Gees vir jou in die geesteswêreld presies daai wat jy moet weet. Vir daai oomblik, op daai tydstip. Maak nie saak hoe profeties ons onsself mag beskou nie. Kan ek vir u vanmôre sê, as God niks sê, gaan jy niks hoor. Dis die verskil. En jy gaan niks weet. As gelowiges behoort ons God en die dinge van God te ken. Ja. As God stil is, gaan jy niks hoor of niks weet. En hierdie wete moet daardie kennis wees dat deur die Heilige Gees aan ons geestelik verkondig word en na ons toe kom as 'n openbaring van God. Die definisie van die woord van kennis is 'n bonatuurlike openbaring van sekere dinge in die gedagtes van God meer handel oor die verlede of die hede of die toekoms. Dis die manifestasie van 'n goddelike kennis wat gegee word wanneer inligting onmiddellik benodig word en wanneer die enigste manier om toegang tot daardie inligting te verkry is vir die bonatuurlike beteken dat hy wat God is hierdie kennis deel sonder enige hulp van jou sintuie. Dit maak nie saak hoeveel onderskeidings jy gehad het toe jy op skool was. Hierdie kennis is iets wat jy nie kan leer. Dis iets wat bonatuurlik op daai oomblik vir jou openbaar. Hierdie tipe van kennis kan jy nie by enige instansie leer. Kan nie aangeleer word. Dit is in die hart van God en wanneer God sekere feite openbaar, kan dit ons ver voor enige intellektuele plaas. Weereens, soos al 9 gawes word hierdie gawe ook geopenbaar om die kerk aan te moedig, te stig en te bou. Dit is die doel van hierdie gawes. Nommer 5 is die woorde van wysheid. Die woord van wysheid is een van die 9 gawes wat iets aan ons openbaar. Die vorige is wat het ons iets gesê. Nee. Hierdie is iets wat aan ons geopenbaar word. En net soos al die ander 9 gawes kan hierdie geskenk of gawe ook nie deur ons as mens beheer word. Die woord van wysheid kan gedefinieer word as 'n bonatuurlike voorsiening van 'n goddelike wysheid. Of 'n regte toepassing van wysheid. Dit is die vermoë om onmiddellik te weet hoe om op te tree of te praat in sekere situasies wat buite die vermoë van die mens en sy primêre gesprekke is. Of gedagtes is. Dit is om 'n deel van God se volmaakte wysheid op te neem en dit aan ons en deur ons te openbaar in 'n gesprek. Wat ons nie tevore geweet het wat om te sê. Die gawe van die woord van wysheid is ook die openbaarmaking van profetiese toekomstighede en openbaar verborge waarheid wat nie bekend is nie, sodat God se volk regstellende maatreëls kan tref of gepas daarteen kan optree. Dis 'n bonatuurlike perspektief en ook 'n goddelike middel om God se wil in 'n gegeewe situasie te kan bereik. En is 'n goddelike gegewe krag om geestelike instelling en probleemoplossings toe te pas. Dis wat God vir ons as mens gee, om ons kerk te stig, om ander te stig, om ander op te bou. Die woorde van wysheid is nie 'n menslike wysheid wat met ouderdom of ondervinding kom. En ook nie 'n gawe van wysheid soos wat Salomo gehad het. In 'n moeilike situasie kan 'n woord van wysheid aan iemand in 'n spesifieke situasie gegee word
wat die moeilikheid op daai oomblik sal oplos, of dalk sy opponent sal stom maak. Die wysheid weet wat die regte ding is om te doen, of wat die regte ding is om te sê, op die regte tyd. Soos Jesus die woord van wysheid ontvang het, toe hy die Fariseërs geantwoord het, op sekere van hulle vrae. Nou kom ons by die onderskeiding van geeste. En ek wil jy moet verstaan, dat elke een van hierdie 9 gawes, bitter nodig is in die kerk, kinders van God. Dis bitter nodig, dat hierdie gawes manifesteer in die kerk. Kyk na hierdie onderskeiding van geeste. Die onderskeiding van geeste is een van die 9 gawes van die gees, wat ook aan ons iets openbaar. En weer eens moet ons verstaan, dat hierdie nie menslik beheerbaar is, word die gees beheer, soos hy wil. Dit is ook nodig om die kerk op te bou. Die Bybel openbaar dit, dat dit 'n geestelike riem is wat onsigbaar is, maar wat die fisiese wêreld affekteer. Wat sê ek vir u vanmôre? As jy iemand die instap wat met die duiwel beseet is, hoe gaan ons dit weet, as jy nie die onderskeiding van gees het? Hoe gaan jy weet? Of sal hy nie instap? Ek het al gehoor van baie getuienisse, waar sataniste gestuur is in 'n gemeente, om die gemeente te ontwrig. En hy kry dit reg. Door daar een persoon is, vir wie die Here hierdie gawe gee, en in hierdie geestesriem God sy oë oopmaak, en hy sien daai persoon vir wie hy is, en hy kan na hom toe stap, en vir hom sê, wyk Satan, want hierdie is nie jou plek. Wanneer jy nie hierdie onderskeiding van gees het, wil ek vir u vra vanmôre, hoe gaan jy vir my vanmôre kan sê, hoe gaan ek onderskei tussen Christus en die Antichrist? Hoe gaan ek onderskei, as daai ou daar voor staan en sê, al wat ek wil hê, is vrede. Vrede vir almal. As daar iemand opkom, wat wonderwerke doen, want wie weet vanmôre, die vyand kan ook wonderwerke doen. Hy kan ook 'n staf op die grond gooi, en dit verander in 'n slang. En hy kan daar staan, en hy kan homself vroom hou, en homself voorstel as die Messias. En die woord sê, bitter baie mense sal hom volg. As jy nie is die onderskeiding van hierdie 2 geeste, wat jy die gees wat in jou woon behoort te kan aanskou, kan doen. Hoe gaan jy weet wie saam met jou in jou binnekant is? Daarom is dit belangrik dat ons tot God bid en vir die Here vra, Vader, bless my met hierdie gawes. Onderskeiding van geeste is 'n God gegewe bonatuurlike insig in die geesteswêreld. Die manifestasie van onderskeiding van geeste is totaal in die geesteswêreld. En dit stel 'n gelowige in staat om entiteite in die riem van geeste te herken. Met hierdie gawe kan jy die onderskeiding maak tussen die gees van God en die gees van Satan. Omdat die demone hulle self teenwoordig maak, soos ons net gesê, om die werk van God te ontwrig. Daarom is dit belangrik om hierdie gawes in die kerk toe te laat, sodat dit die kerk kan bou in Christus Jesus. En soos elke een van die ander, is hierdie gawe ook daar om die kerk te bearbeid in geloof, bemoediging, liefde en goeie werk. Nou kom ons by die 7de, geloof. Wie weet vanmôre dat geloof ook 'n gawe is van die Heilige Gees?
En nou praat ek nie van die geloof, as ek vanmôre vir u sou vra, glo u in Christus? Gaan almal vir my sê ja. Glo u in die drie-enige God? Almal gaan sê ja. Glo jy dat jou kar nog hier buite gaan staan as jy uitkom? Ja, jy glo. Ek praat hier van 'n bonatuurlike geloof. 'n Bonatuurlike geloof wat jy ontvang op daai oomblik, wat jy deur die Gees geïnspireer word, wat jy deur die Gees dit gegee word. En ons gaan nou 'n paar voorbeelde sien van dit ook. Geloof is een van die 9 gawes van die Gees en is een van die 3 wat iets doen. Die gawe van die Heilige Gees kan slegs gedoen word soos die Heilige Gees wil. Met ander woorde, hierdie is weer een van die gawes wat nie deur mens kan beheer word. Dit is 'n bonatuurlike onderskrywing deur die Gees wat 'n persoon in staat stel om te werk in 'n buitengewone demonstrasie van die krag van God. Die manifestasiegawe van geloof is anders as die reddingsgeloof. Dis 'n skielike soeke na geloof om God met vertroue te glo vir 'n wonderwerk, om bonatuurlik vrygestel te word in een of ander krisis situasie. Met ander woorde, ek is 'n kind van God, ek glo in my God, ek probeer my bes en ek ry op hierdie hoofweg en die volgende oomblik bars my voorwiel en in 'n oogwink begin my kar te rol. Die eerste naam wat ek roep is die naam van die Here. En ek bid, Here, in die naam van Jesus, beskerm my, maak my toe met u krag en u bloed, sodat ek hier kan uitstap uit hierdie voertuig uit as hy tot stilstand gekom het. Dit is die bonatuurlike geloof wat God dan vrystel deur die Gees, sodat jy glo dat wanneer hierdie voertuig tot stilstand kom, dat ek ongedeerd daar sal uitstap. En raai wat, dit sal gebeur. En daarmee kom jy terug met 'n getuienis tot die gemeente, wat tot stigting is van almal anders. Manifestasie van hierdie geloof is 'n wonderbaarlike versekering wat kom in tye van uiterste nood, asook 'n bonatuurlike geloof van God wat buitengewone prestasies vir 'n gegeewe doel gee. Met ander woorde, dis nie die geloof wat ons openbaar as ons sê ons glo in God nie, dis 'n bonatuurlike geloof wat manifesteer deur hierdie gawe van die Heilige Gees. Dit was bonatuurlike geloof wat gemanifesteer het toe Jesus gepraat het en gesê het vir daai 10 melaatses, gesond is julle, gaan terug en vertoon jou aan die priester. Dit was 'n bonatuurlike geloof wat hy daar vrygespreek en vrygestel het. Die dag toe Jesus vir die storm gesê het, vir die see gesê het, raak stil, toe hy die see aangespreek het, het hy dit deur 'n bonatuurlike geloof gedoen. Toe hy blindes en dowes gesond gemaak het, dat blindes kan sien en dowes kan hoor, bonatuurlike geloof wat hy vrygestel het. Demone wat uitgedryf was, dooies wat opgewek was in die krag van hierdie bonatuurlike geloof. Dan kom ons by nommer 8, die gawe van genesing. Hier is 'n gawe wat ek bid die Here vir my sal gee. En ek weet ons mag nie kies nie, maar tog sê die Here, vra vir my, ek het hierdie begeerte kerk vir die Here, om my hande op iemand te lê, en ek het die geloof, God het my geloof, ek het 'n gawe van geloof gekry, my geloof het so een trappie hoër geklim, as dit was jare terug, en dis my begeerte, om my hande op iemand te lê, en te sê, genees is jy, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en laat dit so wees. Dit is al wat ons nodig het, is kom by daai begeerte, en sê, Here, as dit u wil is, geef my hierdie gawe. As dit nie vir my bedoel is hierdie gawe op daai oomblik nie, geef vir my 'n ander gawe, sodat ek die kerk kan stig tot eer en verheerliking van u heilige naam. Dit is tog waarvoor ons hier is. Ons is hier tog om die Here op te bou, om die Here se kerk op te bou, sodat ons kan uitbars uit ons nate uit, sodat die wêreld daar buite kan sien
wie God werklik is, sodat die wêreld daar buite kan sien, soos wat die woord sê, die ongelowiges sal tot inkeer kom wanneer hulle sien hoe die Gees, die mense wat in hierdie banke sit, bekragtig deur hierdie gawes. Soos elke ander gawes van hierdie lewe, word nie deur mens beheer nie, dit word deur die Gees beheer. Die Gees is die een wat sal besluit vir wie hy dit gee. Die gawe van genesing is 'n spesiale gawe wat deur die Heilige Gees aan sekere gelowiges gegee word, deur wie God siektes genees en gesondheid herstel, sonder die gebruik van medisyne of enige natuurlike middele. Dit word geopenbaar aan 'n bonatuurlike genesing sonder menslike hulp. Dit is 'n spesiale gawe om vir spesifiek siekes te bid. Genesing kan kom deur die oplegging van hande, deur 'n woord van geloof te spreek, soos ek nou net gesê het, of die teenwoordigheid van God wat gemanifesteer word. Wow! Kerk van die Here, dink net hoe wonderlik sal dit wees, wanneer jy hier staan en jy ervaar hoe die krag van God deur jou manifesteer, hoe die krag van God deur jou loop, want in jouself kan jy dit nie doen nie. In Christus Jesus is die enigste manier wat jy in hierdie gawe, as hierdie gawe manifesteer op jou, is die krag van God wat op jou neersak. Dink hoe wonderlik moet dit nie wees. Ons moet daai begeerte begin kry en bid by God en sê, Here, ek bid dat U vir my een van hierdie gawes sal gee. Vul my, Here, met die Gees. Jesus het ook in hierdie gawe geopereer, wat 'n groot deel van sy bediening uitgemaak het. En soos al die ander 9 gawes, is hierdie gawe van genesing nie vir persoonlike bevordering nie. Kan jy onthou hoeveel keer het Jesus iemand aangeraak en hy is totaal en al genees? En wat het Jesus dan gesê? Here my God. Hy het tot God gebid en gesê, Here, in die naam wil ek hierdie persoon aanraak en genees. Hy het nie self, nie eers hy wat Jesus is, het selfverheerliking op homself gevat nie. Hy het nie eens selferkenning gegee nie. Hy het elke keer al die eer aan God gegee. Dis presies wat ons behoort. Laastens, die werking van wonderwerke. Die werking van wonderwerke is ook een van 9 gawes wat iets vir ons doen. Daar's 'n behoefte aan al 9 gawes. Daar's 'n behoefte aan elke een van hierdie gawes wat ons vanmôre bespreek. Insluitend die werking van wonderwerke om die kerk te stig en te bou. Die werking van wonderwerke is 'n spesiale gawe wat deur die Heilige Gees aan gelowiges gegee word om kragtige dade uit te voer wat die gewone verloop van die natuur verander. Met ander woorde, is nie iets wat ek normaal kan doen nie. Dis iets wat bonatuurlik vir my gegee word op my oog. Of dit nou krag is en of dit wat is. Dis iets wat bonatuurlik deur die krag van God op daai oomblik op jou losgelaat word, sodat jy hierdie wonderwerk kan laat gebeur. Ek onthou, ek dink nou so pas aan iets jare terug, het ons by my stiefpa se ma gebly, my stiefouma, as ek dit nou so kan stel. Terwyl ons op skool was, na skool het ons so toe gekom, en ek kan nou nie onthou, het ons daar gebly, het ons net na skool so toe gekom nie. En die oom het vir die TVA gewerk, hierdie geel trokke, as julle kan onthou, was altyd 'n ou geel trokker gewees. En hy was al doof. Was 'n ou oomie gewees, maar die tannie was ook oud, sy het ook al, maar sy het gewerk, boetie. 3 uur in die môre, dan druk sy al die stofsuiger se pypie onder jou bed. Slaap jy, ekskuus, ek wil jou nie pla nie, maar hy stofsuiger loop al van 3 uur in die môre af. Jy kyk, sy het gewerk, boetie, maar wat ek vir jou eintlik wil sê is terwyl ek nou hierdie boodskap vir jy bring, besef ek, dit is presies wat daar gebeur het. Hulle het so ou chef, so bruin, donk, so ou lelike bruin chef gery. En
Ek weet nie wat het daar gebeur nie. Ek weet nie was daar 'n kind betrokke of wat was daar betrokke nie, maar ek onthou, nee. Sy was agter die voertuig. Sy het agter die voertuig gebuk om iets op te tel. En oupa sit daai ou chef in reverse, broer, en die kom hy. En hy stamp vir ouma om, nou weet ek nie, dit was prins, maar in elk geval. En hy stamp vir ouma om, en haar dogter, Tannie Betty, sien dit, en sy kom uitgehardloop, en sy tel daai chef op, aan die agterkant, en sy stoot vir hom vorentoe. Dit was 'n agterwiel aangedrewe voertuig. En dis nou waar oupa nou besef, hier's nou iets fout. Nou daai is God gegewe wonderwerke. Dit is krag wat bonatuurlik manifesteer, want in haar lewe, kyk, ek gaan 'n paar fris ouens moet bymekaar maak vir ons, om hier buite te kom en een van hierdie ou voertuie op te tel. Sê jy saam met my? Dis 'n God gegewe wonderwerk wat daar plaasgevind het. Alhoewel sy het nie geweet het nie. Alhoewel ek het seker nooit geweet, ek verborge openbaar die Heilige Gees dit aan my. Dit is wat gebeur wanneer God op daai ingewing van daai oomblik in 'n krisistyd vir jou daai krag gee, bonatuurlik om te kan doen wat sy gedoen het. Die werking van wonderwerke is 'n bonatuurlike ingryping in die gewone verloop van die natuur. En dis 'n tydelike opskorting van die natuurstelsel, soos ons weet, wat nie wetenskaplik of op enige ander natuurlike wyse verantwoord kan word nie, aangesien die Gees 'n omkeer of opskorting van natuurlike werk, net soos ons nou gesê het. Want menslik is dit onmoontlik om iets in daai lyn te doen. Die werking van die wonderwerke kan onderskei word van die gawes van genesing, deurdat hierdie gawe 'n ongewone bonatuurlike demonstrasie van God se krag insluit op daai oomblik, afgesien van die wat normaalweg met genesing geassosieer word. Jesus het duidelik gesê dat sy volgelinge wonderwerke in sy naam sou verrig. Die werking van wonderwerke word ook na verwys as tekens en wonders. Jesus het die werking van wonderwerke geopenbaar, ook toe hy die see stil gemaak het, toe Jesus op water geloop het. Geen mens kan op water loop. Dis 'n wonderwerk. Dis iets wat geopenbaar is bonatuurlik. Toe hy die water in wyn laat verander. Toe hy die brood en die visse meer gemaak het. Dis wonderwerke wat Jesus gedoen het. En soos elke een van die ander 9 gawes, soos hierdie gawe daar, om die kerk te bemoedig, om homself te bearbei. Wat dink jy wat het gebeur daai dag? Toe daai hordes mense daar sit, en die Here kom en hy sê, bring vir my daai brood en daai vis hierso. En hy lê sy hande daarop, en die mandjies begin oorloop, en soos hulle uitdeel, word dit net nie minder nie. Terwyl almal wat hier voor gesit het, gesien het, hoeveel brood en hoeveel visse was daar. Is dit nie tot stigting van daai gemeente nie? Dink jy nie, daar's 'n paar ongelowiges, wat begin glo het in God, toe hulle sien wat hulle sien? Want jy verstaan, hierdie is bo-menslik, dit is bo-natuurlik, dit is onmoontlik dat 'n mens dit kan doen. Dit kom direk van God, en God se krag af, hierdie Gees. Ons as kerk, moet ons self aanmoedig, om hierdie 9 gawes, te laat funksioneer, en ons moet ophou toelaat, dat die vyand ons onderdruk. Want wat doen ons kerk? Ons staan in God se pad tot betrekking van die gawes. Dis wat ons doen. Besef ons vanmôre hoeveel krag werklik in jou kan manifesteer. Besef jy vanmôre wat se kragtige wapen is jy wat in daai stoel sit teen die vyand. En vir die bekragtiging en die opbouing van die kerk van God. Ons sit in hierdie onderlinge byeenkomste. Die Gees wil ons bekragtig met een of ander een van hierdie gawes. Maar omdat ek bang is wat die ou langs my gaan dink of gaan sê, word ons, en nie net ons nie, maar die manifestasie van God se krag word onderdruk die oomblik
as jy die Gees begin onderdruk. Met ander woorde, ek onderdruk die Gees, en nou is daai wonderwerk wat hier moes plaasgevind het vanmôre, die gebeur. Dit het nie gebeur. As God vir jou 'n woord gee, of 'n opdrag gee, kerk vir die Here, wil ek jou bemoedig vanmôre, moet om hemelsnaam dit weerhou van die persoon vir wie jy dit moet gee. En dan sit jy vanmôre in hierdie bank, en die Here gee vir jou 'n woord vir iemand, en die Here sê nie vir jou vir wie daai woord is nie. Dan stap jy uit en dan sê jy, die Here het vir my 'n woord gegee vir iemand in hierdie gemeente, en dit is die woord. Want jy gedoen wat jy moes doen. En daai persoon vir wie hierdie woord is, sal by homself weet, hierdie was vir my gewees. Die Here het my gehoor. Wat maak dit? Dit stig die gemeente. Nou kan ons sien vanmôre hoe bitter belangrik is dit. Ons onderdruk die werk van God. Daardie oomblik wat jy die Gees teenstaan, en nie vrylik laat beweeg nie. Daar word nie meer in tale gepraat of gebid nie. Daar word nie meer uitleg van tale gegee nie. Jy hoor nie meer van profesies nie. Daar's geen woord van kennis nie. Daar's geen woord van wysheid nie. Daar word nie meer onderskeiding van geeste gegee nie. Die bonatuurlike geloof word nie meer vrygestel nie. Jy sien nie meer mense wat ander aanraak en gesond maak. En laastens, voor daar bitter min wonderwerk gaan sê. Hoekom? Want ons het nie meer daai begeerte om vervul en gevul te word met die Heilige Gees. Ons bid nie meer tot God vir daai begeerte om gevul te word met sy Gees. Of voel ons dalk dat, omdat die Gees reeds in my hart woon, omdat ek gedoop is met die Heilige Gees, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, dis genoeg. Dit is nie. Want daai is tot stigting van jouself. Tot stigting vir die gemeente van God. Daai is nie tot uitbreiding vir die kerk van God, of tot God se koninkryk. Die gawes is wel. Hoeveel meer kan ons nie vir sy koninkryk doen, as ons hierdie gawes kan ontvang? Veel meer, wat 'n verskil kan u en ek nie maak in hierdie wêreld, kerk, as ons hierdie gawes kan begin vrystel in ons lewe. Verstaan ons dat elke een van hierdie gawes so bitter noodsaaklik is in die liggaam van Christus. Besef ons vanmôre dat 'n diens wat gehou word deur 'n pastoor nie die aanbiddingsentrum kan volmaak nie. Die werking van die Heilige Gees is by die aanbiddingsentrum volmaak. Goddelike manifestasies is die enigste aantrekkingskrag vir die mensdom. Gelowig en ongelowig. Dink u daar sal mense wees wat nie in God glo nie, as die wonderwerke en die gawes van die Gees en die tale en die uitlegging en die profesies en die kennis en die wysheid net so onder die mensdom hardloop soos 'n veldbrand. Dink u daar sal mense rondloop wat nie in God glo nie. Hulle sal begin sidder en beef. Sê, wow, God is 'n werklikheid. Ek sien dit met my eie oë. Die gawes is tot elke een van ons se beskikking. God is nie 'n aannemer van persoon. Moenie hier sit en sê, ag, ek glo nie die Here sal my wil gebruik. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou gebruik om 'n verskil te maak vir sy koninkryk. En nie noodwendig om agter 'n kansel te staan en die woord te bedien die kerk, daar waar jy is. Of dit in die skool of by die werk is, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. God
wil jou gebruik. Of weet ons vanmôre hierdie gawes word alleenlik deur sy wil en op sy tyd aan ons gegee. Behoort ons onsself altyd beskikbaar te stel vir die werking van die Heilige Gees. Of dit nou in hierdie sentrum is, en of dit by jou huis is, en of dit by die werk is, moet nooit die Gees van God onderdruk. Want dit is tog waar ons krag lê, in die Gees, wat Jesus vir ons hier nagelaat het, toe hy opgevaar het. Kom ons sê vir die Here dank. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre deur hierdie 9 gawes van die Heilige Gees te kan werk. En ek glo, Here, dat elke een van ons wat vanmôre hierdie woord ontvang het, besef vanmôre hoe belangrik dit is. En as daar iemand is wat nog nie besef hoe belangrik dit is, nie bid ek, Here, dat U werklik waar hulle oë sal oopmaak. Ons weet vanmôre, Here, dat ons nie net op hierdie aarde gesit het om van brood alleen te leef nie. Of om vir ons gesin of ons huis te sorg nie. Ja, dis wat U van ons verwag, maar dis nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om 'n verskil te maak vir die koninkryk van God. Die vyand sal alles in sy vermoë doen om ons te weerhou daarvan. Maar ek bid in die naam van Jesus Christus, Here, dat ons elke een hierdie begeerte ontwikkel in ons harte. Dat ons werklik waar kan sê, Gees van God, hier is ek. Maak met my net soos wat U wil. Geef vir my enige een van hierdie 9 gawes, sodat ek 'n verskil kan maak vir die koninkryk van God. Maar nou moet ons verstaan dat hier is nie vir my eie gewin nie. Dis nie tot my eie verheerlikheid nie, dis tot die verheerlikheid van koning, van die konings, sy naam is Jesus. Heilige Gees, ons het nie werklik so brood nodig. En ek wil vanmôre vir U vra, vergewe ons as mens, as ons U nalaat soms. Want U is die een wat altyd by ons is. U is die een wat met ons is dag en nag. Die een wat ons inspireer. Die een wat ons opbou. Die een wat ons skoonmaak. Die een wat ons help, Here, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Dit is die werking van die Heilige Gees. As ons, Here, onderdruk ons hierdie Gees. Besef ons nie regtig wat die Gees werklik in staat is om te doen in my lewe nie. So ek bid vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus, dat elke een van ons, Here, werklik waar ons harte sal oopmaak vir die Gees. En sal sê, nogtans U wil, nie myne. En as daar iets in my lewe skort, Here, wat my verhoed om een van hierdie gawes van die Gees te ontvang, bid ek in die naam van die Here, dat U dit sal uitwys, dat ons kan ontslaan raak daarvan. Nie saak wat dit is, dat ek in hierdie begeerte om 'n verskil te maak vir die koninkryk van God. Ek het hierdie begeerte, Here, om 'n verskil te maak in die kerk, in die liggaam van Christus. Die kerk op te bou, Here, nie net met mooi woorde nie, maar met die krag, die bonatuurlike krag van die Heilige Gees. Dat ek elke een van ons geopenbaar kan word. My net self vrystel, myself voor God stel en sê, Here, hier is ek.
gebruik my net soos U wil. Hier is ek, Here. Maak met my net soos U wil. En ek wil vanmôre bid. En as daar iemand saam met my, ek staan klaar reeds hier voor, my hande op. As daar iemand is wat vanmôre die begeerte het om 'n verskil te maak en een van hierdie gawes van die Gees te ontvang, staan hy daar op die voete. Here, hier staan mense reg oor hierdie sentrum. Elke een staan op sy voete vanmôre. Dit beteken, elke een van ons het 'n begeerte vanmôre. 'n begeerte dat U ons gebruik tot die doel en tot die koninkryk. En as daar iets is vanmôre wat jy in jou hart voel, wat die Gees jy nou oortuig, wat jy moet ontslae raak van, raak ontslae van dit. Sodat jy skoon voor God kan staan en die Gees jou kan gebruik. Here, ek bid dit oor hierdie gehoor vanmôre in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat hierdie gehoor sal vervul vanmôre met die Gees van God. In die naam van Jesus spreek ek dit oor elkeen. Halleluja, Here, dankie vir die Gees. Dankie vir die Gees, Here. Dankie dat ons elkeen se harte kan oopmaak om te ontvang vanmôre wat U vir ons instoor. En nie een van ons is kieskeurig vanmôre, die Here. Doen slegs U wil, Here. U wil met ons. En ek pleit vanmôre vir die manifestasie in ons lewe, in ons harte, Here. Dat ons werklik waar 'n verskil sal maak. En Gees. En daardie wonderlike riem wat die bonatuurlike genoem word, waarin ons as mens nie kan beheer nie, maar dat ons weet, dis die Gees van God wat aan ons hierdie krag gee. Tot die opbouing van die koninkryk en die kerk en die liggaam. Bid vanmôre in die Gees. Ons almal sal volmaak. Dat hierdie klein gemeentetjie werklik waar 'n verskil sal maak vir die koninkryk. Ons het 'n handvol mense nodig wat werklik waar Christus opstaan. Soos hierdie mense dit gedoen het vanmôre. Wat werklik waar 'n verskil wil maak. En net hierdie handjie vol, Here, kan hierdie wêreld op sy kop keer. Deur die krag van die Heilige Gees. Daarom bid ek, Here, dat U elkeen van ons se begeerte vanmôre sal sien. En op U tyd en op U plek vir ons hierdie gawes wil ons sal uitstort, Gees van God. Dank U. Ek loof U. Ek prys U daarvoor. Dank U, Jesus. Dank U, Gees van God, vir die teenwoordigheid vanmôre. Dank U vir die vrede wat ons in ons harte kan ervaar. Hiermee bid ek, Here, dat U werklik waar vereer en verheerlik sal word. As die koning van die konings en die Here van die leerskare. As God die Almagtige, die Heilige Gees. Nie net die Gees nie, die Heilige Gees, want U is heilig, o Gees van God. Dankie, Jesus. Dankie, Heilige Gees. En dankie, God die Vader, vir die kragtige bediening in Christus Jesus. En ek wil nou bid, Here, dat
dat ons hierdie begeerte saam met ons huis toe sal vat, saam met ons werk toe sal vat, saam met ons sal dra oral waar ons gaan, totdat die vlam van die Gees in ons begin brand. En ons met vrymoedigheid die Gees sal manifesteer in ons liggaam, in ons hart, in ons lewe, in ons gees. Ek bid, Here, dat U hierdie woord in ons harte sal bære, dat ons dit sal onthou, dat ons dit sal uitoefen en beoefen. Paulus sê in 1 Korintiërs 14, beywer julle om die gawes van die Gees te ontvang. Met ander woorde, ek werk daarvoor. Bid, Here, dat ons onsself sal beywer om te ontvang. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie, Here. Mag U naam vereer en verheerlik word in die diens en hierna, deur elke man en vrou wat op hierdie aarde loop, gelowig en ongelowig, roep ek hulle in Jesus naam. Roep hulle in Jesus naam. Dankie daarvoor. Dankie dat hierdie gemeente 'n verskil sal begin maak in die koninkryk van Christus. Ek spreek dit oor die gemeente. Ek spreek dit oor die